Welkom by die Een Hart, Een Stad vandag se podcast. Ek is Dylan Smit. En ek is Rolf Kruik. So vandag gaan ons praat oor iets kragtigs. Hoe een persoon, hoe een hart, selfs vandag 'n hele stad vir Jesus kan wen. Ek en Rolf gaan kyk vandag na Handelinge 17 waar ons Paulus se werk in Athene saam gaan bespreek. Dankie Dylan, ek is so opgewonde hieroor, want in Handelinge 17 lees ons van hierdie baie mooi voorbeeld van hoe geloof en gehoorsaamheid 'n stad kan raak. Partykeer voel ons, maar ek weet nou nie hoe gaan ek alleen dit doen nie. Wat gaan een verskilletjie maak? Maar hier in Handelinge 17 sien ons dat een man, een hart 'n groot verskil kan maak. Absoluut, Rolf. Kom ons begin by die begin. Paulus kom in Athene aan alleen, vervolg, sonder sy vriende. Mense sou dink dit is 'n laagtepunt, nee Rolf. Absoluut. Hy en sy mededisippels, onthou hy het gegaan van die kerk wat hulle begin het in Antiochië en hulle het uitgegaan en hulle het gaan verkondig. Hy en Barnabas eerste en toe later hy en Silas en later het Timoteus, 'n jong man by hulle ook aangesluit. Maar hy het hulle agtergelaat. Hy het vir Silas en Timoteus agtergelaat, maar dit is hier waar 'n groot beginsel ontstaan, waarvan Paulus ons later skryf in die woord waar hy sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Soms is ons alleen, nee? Soms in die journey wat Vader saam met ons, die journey wat ons saam met Vader stap, is ons alleen. Maar Paulus staan op, gereed om Vader se krag te ervaar in hierdie stad. Rolf, dan kan ons ook sien, wat maak Paulus so uniek dat hy so impak kan hê, selfs as hy alleen is? Ja, jy sien baie kere Dylan, dan dink ons, dit is, ons gee die eer vir die mens, nie? Maar kom ons kyk net so bietjie na die agtergrond van Paulus. Paulus, hy was nie net 'n Jood nie, hy was ook nie net 'n Fariseer nie. Hy was opgelei deur 'n hooggeleerde, Gamaliel. En hy ken die wet, en hy ken die skrifte baie diep, maar hy's ook, wat ons nie altyd weet nie, hy was ook 'n Romeinse burger. En hy verstaan mag en regstrukture. Hy kom ook uit Tarsus uit, waar hy blootgestel was aan Griekse filosofie, kuns en redenaars. Ek dink jy sal Tarsus onthou, dis waartoe Jona toe wou vlug, toe hy nie na Ninive toe wou gegaan het nie. So, maar dis hierso waar hy hierdie Griekse filosofie en kuns en redenaars geleer het. En kombineer jy dit alles met sy ontmoeting met Yeshua, spiritueel en intellektueel en cultureel, dan sien jy, hy het ontmoeting, na sy ontmoeting met Jesus op pad na Damaskus toe, verander alles en alles pas net so by mekaar in soos 'n legkaart wat alles in mekaar pas. Sy geskiedenis na sy ontmoeting met Jesus pas alles by mekaar. Maar na Jesus se ontmoeting kon hy met almal praat oor Jesus, want hy het hierdie kennis gehad van die agtergrond van sy lewe en hy het hierdie lewe gehad om net te gaan deel dit wat hy geleer het, te verkondig wat hy aangeleer het. So hy was deel van die Jode, hy het dit geken, Romeine, selfs Griekse filosofie, en so kon hy daai agtergrond toe hy Jesus ontmoet, kon hy net verkondig. Ja, baie kere ons agtergrond is juist dit wat ons voorberei vir die toekoms en presies dit. En dit wys vir ons iets baie belangrik, Dylan. Maar Vader gebruik nie net jou kennis nie. Hy gebruik jou hele lewe. Nee, en dis hoekom Paulus later sê gee jouself as 'n lewende offer. So hy gebruik jou hele lewe, jou opvoeding, jou ervarings, selfs jou verlede, daai goedjies wat ons soms wil vergeet, om sy werk te doen in sy koninkryk. Rolf, en dan in Athene self, 'n stad vol kennis, vol gode en filosofie, hoe het Paulus dit hanteer? Ja, hy veroordeel dit nie dadelik nie. Ek meen, hy kon eerstens daar gekom het en hy het al hierdie kennis en hy het Jesus ontmoet, so hy kon dadelik die mense veroordeel, maar hy doen nie. Hy sien die kern, hy sien die stad is vol afgode, vol glans, maar leeg binne. Hy sien die verlore harte en die leegheid agter die tempels en hy sien die leegheid agter die standbeelde en dit raak hom so diep nie. Sy gees word geroer. In Handelinge 17 vers 17 sê, sy gees het geroer. En die Griekse prentjie daar agter is, hy het soos 'n goddelike vrees en 'n goddelike woede oor hom gekry, soos wat Moses die kliptafels neergegooi het, soos wat
Jesus, ja, Jesus die tafels omgegooi het Ja. by die tempel. Ja, selfs Pinchas Roof, hoe ons ook Ja. kan verwys na Pinchas, waar hy daai goddelike vrees gehad het en daai woede gehad het. Maar hoef dit is my amper hierdie hart van Jesus om neer te kom aarde toe. Hy weet die mensdom het hulle rug gedraai op Vader. En hy het nog steeds gekom. Hy het daai hartsbegeerte gehad om die mensdom terug te draai na Vader toe. En dis wat gebeur wanneer jy so naby aan Abba Vader beweeg en sy aangesig so soek, dat jy 'n hart het soos Paulus wat hierdie plek sal ingaan hê. Al weet jy hoe hulle die afgode dien en geen raamwerk van Abba Vader het nie, maar hy sien die potensiaal raak, net soos Yeshua dit gesien het. Amen. It's amazing. So dit was nie net 'n mooi stad nie, dit was ook 'n plek van nood gewees en dit is wat sy hart raak gesien het. En ek sien net hierdie prentjie van Paulus wat na hierdie stad toe kom wat duisternis, dis duisternis en hier kom hy met hierdie lampie in hierdie pad en presies soos wat jy sê, Paulus se reaksie wys vir ons vandag, jy moet geestelike oë hê, Dylan. Jy moet geestelike oë, jy moet onderskeiding kan hê. Jy moet nie net kyk in die glans van wat hierdie wêreld jou bied nie. Jy moet kan raak sien wat is die nood nie. Kyk nie net na die skoonheid of kultuur nie. Kyk na die mens se hart. En sien wie is verlore en wie Jesus regtig so nodig het. Absoluut, Rolf. So Paulus wag nie. Hy stig nie eers 'n komitee en doen iets wat reg lyk vir die mens nie, maar hy gaan oor in aksie van die hart af en reageer op daai hartsbegeerte om mense te gemaak wat Jesus volg. En weer eens, Dylan, hy gaan terug na sy reference toe nie. Onthou, hy was 'n fariseer. Hy was een wat by die sinagoges op die Sabbat bymekaar gekom het. So hy gaan na die sinagoge toe, hy praat met die Jode, onthou hulle het nie geglo in die Messias nie, en hy vertel vir hulle, hy wys vir hulle die profeseë, dat Jesus is die een waarvan Moses gepraat het, en waarvan die profete gepraat het. En dit stop nie net daar nie, hy gaan nie net terug na die Jode, want hy was self 'n Jood, hy ontmoet vrome heidene, en hy stap elke dag op die markplein, en hy vertel die heidene, hy vertel vir almal, dit stop nie net by die met wie ek gemaklik is nie. En hy bring die evangelie aan enige iemand wat hom raakloop, nê? En so passief vir Abba Vader se eer en vir verlore mense het hy in hom gehad en dit dryf hom toe oor in aksie. Hy bly nie net daaroor stil nie. En so kan een persoon regtig so groot 'n verskil maak in 'n stad. Absoluut. En dit is wat ons partykeer voel ons het nie, maar as jy kan gaan soos die Heilige Gees jou lei, geesgedrewe. As jy gaan soos die Heilige Gees jou lei en jy gaan na die een wat Heilige Gees jou lei, kan Vader jou ook stuur na die 10, na die 100 en na die 1000, so as jy net sal gehoorsaam wees. So by Paulus het dit gedoen, hy het gegaan na die Jode in die sinagoge vertel, hy het op die markplein, hy het die individu gaan sien, en toe, dit veroorsaak toe, dat hy voor hierdie regshof verskyn, wat genoem word Areopagus. En daar moes hy voor hierdie regshof verskyn, waar sommige hom gespot het. Daar was van hulle wat nuuskierig was, en daar was 'n regter onder hulle. Sy naam was Dionysus, en hy was 'n regter van hierdie Areopagus, hierdie regshof, en hy het Jesus aanvaar. So Paulus kon regtig gedink het, maar ek wil elke keer as ek voor 'n regshof verskyn het ek of in die tronk beland, of hulle het my geslaan, of hulle het my met klippe gegooi. So hy kon gedink het, maar nee, jette, kom ek vermy hierdie stap. Maar hy doen nie, hy gaan na hierdie geregshof en hy verkondig daar die evangelie, en so dit 'n regter se lewe aangeraak, en dis amper asof hy het nie omgegee vir sy eie lewe nie. En Openbaring 12 vers 11 sê, dis deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis wat ons die vyand oorwin. En so wen hy iemand vir die koninkryk in daardie regshof. En dan ook Damaris, 'n vrou, sy was weer een wat op die markplein rondgeloop het, en sy het ook geglo. So Paulus het nie almal oortuig nie. En dit is wat ons partykeer voel, ons voel ons soek 'n platform om met duisendes te kom. Hy het nie almal oortuig nie, maar deur die Heilige Gees het hy 'n merkbare impak gehad, en een hart, gefokus op Vader, kan die wêreld rondom hom raak.
iets wat ons nodig het om te weet, nee, dat as jou hart ingestel is op Vader, kan jy 'n verskil maak vir sy koninkryk. Dit is vir my so mooi want dit begin by hierdie plek waar hy iemand ontmoet wat so vasbeslote is in sy eie beginsels. Ek bedoel hy's 'n regter. Hy's die een wat al die beginsels van hulle kultuur, hulle omstandighede so vasbeslote is oor en hy genader daai man. En is dit nie die plek waar Abba Vader wil begin by die mense wat so verlore is, wat so in die wêreld is dat ons hulle gaan raak en vir hulle die evangelie verkondig nie. En soos jy sê, dit begin by die 1, by die 2 en so word dit 10, 100 en 1000. So Roef, lyk Suid-Afrika nie vandag soos Athene nie. Mense aanbid geld, plesier, krag en selfs sosiale media. Ja, en dit is afgodsdiens, nê? Enige iets wat belangriker geraak het as Vader in jou lewe, dis afgodsdiens. Dis die goue kalf. En dit het Paulus, dit het sy gees in roering gebring, want die aanbidding het nie gegaan vir Vader nie, dit het gegaan oor self, die eie ek, en dit is wat die vyand doen. Die vyand gaan oor ek wil verheerlik word, en Paulus het hy het dit gesien in Athene, en dit het hom laat opstaan, dit het hierdie roering in sy hart, in sy gees gebring, en jy's reg, net soos Paulus kan jy die verlore harte sien en die leegheid agter die maskers kan jy herken as jy gevul is met die Heilige Gees. Dis 'n gawe van onderskeiding. So jy hoef nie 'n groot platform te hê nie. Jou huis, jou werk, jou straat is genoeg. Net die mense wat vir jou werk is genoeg. Ek dink aan 'n welbekende evangelis in Suid-Afrika, oom Angus. Waar het oom Angus se bediening begin? Op sy plaas met sy werkers en sy milies. Hy het eers niemand gehad wat vir hom luister nie. Sy milies het nie veel van 'n keuse gehad nie, want hy het met sy trekker daar gestop en hy het bo op sy trekker gestaan vir 30 jaar. 30 jaar. En kyk wat het gebeur. Omdat hy getrou was om vir die milies te bedien en vir sy werkers op sy plaas, het Vader hom na stadions toegevat. Is dit nie amazing nie? Amazing, Rolf. En wat is die kernles vir ons as ons na hierdie hele gedeelte kyk? In Handelinge 17 is daar 3 dinge wat vir ons uitstaan. Ons het nodig om Vader te vra om ons oë oop te maak, om die verlorenes raak te sien. Dis waar dit begin, as ons na die verlorenes toe kan gaan. Dis tweedens, om Abba Vader lief te hê en hom alleen te eer. Net aan Vader behoort die glorie. Net Abba Vader, die skepper van hemel en aarde, is groot. Nie Afrikaans nie. Afrikaans is nie groot nie, ons God is groot. En dis tyd dat ons hom die eer gee en nie ons taal nie. En dan derdens, praat jou passie, jou dryf. Jou passie en jou dryf moenie net gepraat word nie, maar dit moet dan ook oorgaan in aksie. Dit moet oorgaan in aksie. Dis mooi, Rolf. Rolf, dit is so mooi, maar was daar nie ook skeptiese mense, kritiese mense wat oor Paulus se pad gekom het nie? Verseker, hy het hulle ontmoet en party mense het hom selfs gespot. So sommige het Jesus uitgestel. Jy weet, hy het die evangelie verkondig en sommiges het uitgestel, net soos baie vandag, veral ons jong mense sê, maar ek sal later in my lewe, sal ek die Here dien. Jy weet nie of jy later het nie. En baie mense het vir Paulus gesê, ons sal later kyk. Ander was nuuskierig en het die boodskap geëvalueer, krities daarna gekyk. Paulus het die reaksie nie laat verlam nie. Hy het getrou gebly aan die waarheid. Dit het hom nie gestop omdat ander uitgestel het of omdat ander krities was of skepties was of enige iets nie. Hy het net aangehou om die waarheid te vertel. So ons kan dus nie eintlik almal oortuig nie. Maar ons taak is dieselfde. Dit bly vandag nog dieselfde. Die waarheid van Jesus moet verkondig word. Absoluut. En ek meen as jy hom ontmoet het, soos wat Paulus hom ontmoet het op pad Damaskus toe, dan brand dit hier binne in jou, dit borrel hier binne in jou, dat jy kan nie daaroor stil bly nie. So Paulus het nie net gewag vir goedkeuring van 'n sekere komitee of van die dorp af nie. Hy het nie gewag vir komplimente nie. Hy het nie 'n inleiding nodig gehad van wie en wat hy agtergrond hy is nie. Hy het opgestaan en gedoen wat sy koning hom geroep het om te doen. En dit is iets waantoe ons koning ons ook roep, nê? Want hy sê in Matteus 28 vers 19, gaan en maak disippels. Rolf, en die krag van die evangelie? Dit oorbrug gapings. En ons verstaan dit nie, ons dink partykeer, jy weet, Dylan, jy gaan saam met die evangelis uit die eerste keer, jy het Jesus aanvaar en dan sien jy hierdie evangelis dit so. Dan is dit amper asof jy dit gaan memoriskeer en jy skryf in die boekie, hy het dit gebid
en toe doen hy dit, en dan probeer ons hierdie resep vorm, maar dit is nie wat dit doen nie, dit is jy, soos jy vra, die krag van die evangelie, want dit oorbrug gapings, van die magtigste tot die eenvoudigste kritisie en die nuuskieriges, en dis wat ons hier in Handelinge 17 leer, een hart, een persoon, gedryf deur, geesgedrewe deur die Heilige Gees, kan 'n hele gemeenskap raak, en dit werk vandag nog steeds dieselfde. So roef selfs hierdie een hart kan dus 'n stad vir Jesus wen. Ja, jou gereedheid, jou gehoorsaamheid en liefde vir ons Skepper, maak jou 'n instrument, en dan kan jy opstaan. Jy kan hom dien en die boodskap van Jesus bring, ongeag waar jy is. As daardie hart brand, dis uit liefde uit. Dis nie vir eie eer of om deur mense geraak te sien word, as daai hart regtig uit passie brand vir jou koning. Ongeag waar jy is. Die krag van daai evangelisasie, die krag van dit wat Jesus gedoen het, kan enige persoon aanraak. So, dit is net amazing. Ons dink partykeer ek het nie die know-how, ek weet nie hoe om hierdie te doen nie. As jy Jesus ken, jy weet wat hy gedoen het, daardie boodskap is dis wat krag gee, nie in my en jou nie. So ek gebruik baie keer hierdie voorbeeld van 'n handskoen. Die handskoen wat daar op die grond lê, het niks krag nie, maar dis wanneer die hand binne in die handskoen is. En daarom het ons nodig dat ons geesgedrewe wees, en soos Paulus gaan, en wanneer dit hier binne in jou brand vir Jesus, soos wat Jesus binne in sy hart gebrand het, dit wat Jesus vir ons gedoen het, dit is wat die verskil maak in mense se lewens. Roef, dit is so mooi, en my gebed is ook dat ons almal daardie sal verstaan, dat elkeen van ons instrument kan wees in Abba se hande. Ja. Juist wat ons nou leer is om te besef dat die agtergrond waar ons vandaan kom, die omstandighede waarin ons vandag sit, is alles daar om ons te vorm, sodat ons gebruik kan word vir Abba se koninkryk. Ja, absoluut. Ons net ons hart vir hom gee om daaroor te gaan in aksie. So ek wil al die luisteraars ook nou uitnooi en onthou dat een hart wat regtig brand vir Jesus kan 'n stad verander. En jy hoef nie groot te wees in die wêreld nie, net gehoorsaam te wees, passievol te wees en gereed te wees om op te staan. Absoluut. Ons het in Suid-Afrika het ons amper 3000 stede, dorpe, en mag elke een van ons opstaan. Dis tyd om op te staan vir ons koning. As jou hart brand vir hom, laat jou hart vandag jou dorp of jou stad raak. Staan op, begin by een persoon. Ja. Laat jou hart vandag jou dorp of jou stad raak. So roef nou dat ons hierdie geleer het oor Paulus en hoe sy lewe so impak gehad het op een stad en hoe dit begin het by een hart. Hoe kan ons vandag daai verskil maak? Hoe gaan ons dit prakties toepas in ons eie lewe? Die belangrikste is, Paulus het 'n ontmoeting met Jesus gehad. En so het ek en jy 'n ontmoeting met Jesus. En as ons so 'n ontmoeting het met Jesus, dan kan ons nie undercover Christene wees nie. Ons het nodig om volgers van Jesus te wees, en dan kan ons nie stil bly oor dit wat hier in ons brand nie. So dit verg net een persoon. Dit verg net een persoon. Hy het na die markpleine toe gaan, en as jy getrou is en die Heilige Gees lei jou, dan sal jy gaan, want al is dit net een persoon. Ons kan na die dorp toe gaan, ons kan, wat ons ook al doen, Matteus 25, as ons vir die wat honger is, vir die wat dors is, die wat gebroke is, liefde gaan betoon en vir hulle brood neem, en vir hulle klere neem, en vir hulle gaan kuier, en wat ons ook al doen vir ander, doen ons vir Jesus, en dit toon ons liefde. So ons kan begin net deur getrou te wees in die Heilige Gees, om te gaan en te gaan verkondig, al is dit in die markpleine, waantoe hy ons ook al stuur. So dit begin nie by die duisendes en 'n hele paviljoen vol mense te kry nie, dit begin by wie Heilige Gees jou vandag na toe stuur, om 'n verskil te maak, en Paulus was so gehoorsaam, en dit is waar ons begin. En dan die tweede belangrike ding is, Vader moet altyd geëer word. Vader moet altyd geëer word. Ons Skepper van hemel en aarde moet altyd geëer word. En mag daardie ontsag vir ons wees om hom alle eer te gee. Dit gaan nie oor die persoon nie, dit gaan oor hom. En dit is iets wat Suid-Afrika nodig het, is dat ons het Vader nodig en hy moet geëer word. So daarom, kom ons vra vir Vader dat hy vir ons die oë sal gee
om die nood in ander raak te sien en mag alles wat ons doen in ons land, in ons dorpe, in ons stede, mag alles wat ons doen tot eer en verheerliking van sy groote naam wees. Baie dankie. Amen.